Jahwe het aan Abraham en sy vrou Sarah beloof dat hulle 'n seun sou kry en dat hulle nageslag 'n groot nasie sou word, so baie soos die sterre in die hemele. Die probleem was dat hulle albei nou te oud was om kinders te kon kry. Abraham het so desperaat geword om 'n erfgenaam te hê, dat hy toe 'n seun, Ismael, gekry het by Sarah se diensmeisie Hagar. Jahwe het beloof dat Ismael se nageslag ook 'n groot nasie sou word. Toe Jahwe gesê het Abraham sou 'n seun van sy eie kry by Sarah, het Abraham by homself gelag omdat hy alreeds so oud was. Onthou julle nog toe Sarah die 3 boodskappers van Jahwe gehoor praat het, toe sy in die tent gestaan en luister het? Sy het gehoor hoe Jahwe sê dat sy die seun in 'n jaar se tyd sal kry wat hy beloof het, en Sarah het ook toegelag. Dit was nou onmoontlik vir hulle om kinders te kon hê, omdat hulle so oud was. Nogtans was Jahwe barmhartig aan Sarah en hy het sy belofte gehou. Die volgende jaar, net soos Jahwe toegesê het, op die spesifieke tyd, wonderbaarlik, het Abraham en Sarah 'n seun gekry. Abraham, wat nou al reeds 100 jaar oud was, het sy pasgebore baba seun se naam Jitsak, soos ons hom ken, Isak genoem. Isak beteken hy lag. Abraham het liefdevol toegekyk hoe sy baba seun groter word en 'n jong seun word. Jahwe het toe besluit om Abraham te toets. Hy het aan Abraham gesê: "Neem jou seun Jitsak, vir wie jy lief is, na die berg Moria toe en offer hom daar op die berg wat ek aan jou sal uitwys." Abraham het geweet Jahwe sou nie wou hê dat hy sy seun doodmaak nie, want dit was teen Jahwe se Torah, maar hy het ook geweet hy moet Jahwe vertrou en gehoorsaam wees, omdat Jahwe die mag het om self sy seun weer uit die dood te kan opwek. Wat moes Abraham doen? Die volgende dag het hy genoeg hout bymekaar gemaak vir 'n brandoffer, en hy het sy donkie gelaai en hulle het vertrek met 2 diensknegte en Jitsak op 'n reis na Moria. Nadat hulle vir 3 dae gereis het, het Abraham die berg in die verte raak gesien. Hy het sy 2 diensknegte bevel gegee om net daar te wag terwyl hy en Jitsak opgegaan het na die berg om Elohim te gaan aanbid het. Abraham het die hout gevat vir die brandoffer en dit op Jitsak geplaas om te dra, terwyl hy self die vuur en die mes gedra het. Op pad vra Jitsak vir Abraham: "Abba, die vuur en die hout is hier, maar waar is die skaaplam vir die brandoffer dan?" Abraham het toe geantwoord en gesê: "Jahwe self sal voorsien vir die brandoffer, my seun." Die 2 het voortgegaan om die berg uit te klim tot bo op die berg. Bo op die berg het Abraham toe 'n altaar gebou en toe die hout daarop gepak. Toe bind hy vir Jitsak vas en lê hom op die hout neer. Hy reik toe sy hand uit en neem die mes in sy hand. "Abraham, Abraham!" Die malak, die boodskapper van Jahwe, stop toe die toets net daar. Die malak van Jahwe sê toe verder: "Moenie jou hand aan die seun slaan nie. Nou weet ek dat jy Jahwe vrees, omdat jy jou seun, jou enigste seun, nie weerhou het nie, en dat jy Jahwe werklik bo alles lief het." Toe Abraham omkyk, sien hy 'n ram wat in 'n bos met sy horings vassit. Hy neem toe die ram en offer dit as 'n brandoffer in plaas van Jitsak. Hy noem toe daardie plek Jahwe Jireh, wat beteken Jahwe sal voorsien. Die boodskapper, die Ha-malak van Jahwe, spreek toe verder met Abraham en sê: "Omdat jy nie jou enigste seun van my weerhou het nie, sal Jahwe jou seën en jou nageslag so baie soos die sand van die see en so baie soos die sterre van die hemel maak. Deur jou nageslag
sal al die nasies van die aarde geseënd wees, omdat jy my gehoorsaam het. Abraham en Jitsak het toe teruggekeer na die diensknegte wat vir hulle gewag het, en hulle het almal saam teruggereis tot Beersheba, waar hulle gewoon het.